Môre, hartlik welkom by ons diens. Ek noem dit pertinent 'n erediens vanmôre, aangesien ons vandag weer saam nagmaal gebruik. Vroeg aan die begin van die inperking het ons 'n tuis nagmaal gehou. Ons was toe nog vars en gereed vir wat sou kom. En na sowat 3 maande se ontwrigting is daar oral tekens van slytasie. Ons grootste wens is om net weer terug te keer na normaal. Ek het gister die uitnodiging tot die nagmaal aan almal van julle gerig en ek hoop dat julle gereed is om saam in die geloof te kom aansit by die tafel van die Here. Die tafel is daar by jou huis gedek vir 'n baie vername gas. En ons skriflesings is 2 gedeeltes. Net voordat ons saam lees, die tema van vanmôre is koop die tyd uit. En nou ons skriflesings. Efesiërs 5 en die ander gedeelte is uit Prediker, my gunsteling skrywer in die Ou Testament, Prediker 3. Albei hierdie gedeeltes handel oor tyd. So kom ons lees dit saam. Efesiërs 5 vanaf vers 15 tot 16. Let daarom sorgvuldig op hoe julle leef. Nie as onverstandiges nie, maar as wyses. Koop die tyd uit, omdat die dae vol boosheid is. Koop die tyd uit, omdat die dae vol boosheid is. In Prediker 3, baie bekend, elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Daar is 'n tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe. 'n tyd om te plant en 'n tyd om plante uit te trek. 'n tyd om 'n lewe te neem en 'n tyd om 'n lewe te red. 'n tyd om af te breek en 'n tyd om op te bou. 'n tyd om te huil en 'n tyd om te lag. 'n tyd om te treur en 'n tyd om van blydskap rond te dans. 'n tyd om klippe weg te gooi, 'n tyd om hulle bymekaar te maak. 'n tyd om te omhels en 'n tyd om weg te bly van omhelsing af. 'n tyd om aan te skaf, 'n tyd om te laat wegraak. 'n tyd om te spaar en 'n tyd om weg te gooi. 'n tyd om te skeur, 'n tyd om toe te werk. 'n tyd om stil te bly, 'n tyd om te praat. 'n tyd om lief te hê en 'n tyd om te haat. 'n tyd vir oorlog en 'n tyd vir vrede.
Gedurende die week sit ek in die wagkamer van iemand met wie ek 'n afspraak het. In die vertrek is daar 'n uurglas op die tafel. En dit trek dadelik my aandag. En so half metodies tel ek dit op en draai dit om. My oë bly vasgenaal op die dun maar egalige straaltjie sand wat hierdie trechter syfer. Hoe langer ek staar, hoe meer raak ek bewus van die gedagte dat die sand wat deursyfer onomkeerbaar na benede stort. Niks kan dit stop, op geen manier nie. En met eens raak ek diep bewus van die onomkeerbaarheid van elke oomblik. Soos die uurglas leegloop, so raak ek bewus van nog 'n boodskap wat hierdie uurglas aan my wil bring. Aanvanklik, wanneer die sand nog baie is, hier aan die bokant, skep dit die illusie dat die sand stadig loop, dat die tyd stadig verbygaan. Maar hoe minder die sand word, hoe vinniger loop dit uit, sodat 'n mens hier na die einde toe amper jou asem wil ophou. Gaan die laaste korrel. Wat verby is verby. Dit laat my dink aan my kinderjare. Die sorgvrye dae toe ek nog kon speel en geen bekommernis van 'n dag oud gehad het nie. Toe die tyd so stadig verbygegaan het. As kind het ek lank uitgesien na my verjaardag en na Kersfees. Die dae op die plaas het langsaam verbygegaan en die seisoene het behoorlik oud geword voor dit plek gemaak het vir volgende een. Maar nou dat ek aan die verkeerde kant van 50 is, loop my uurglas al te vinnig leeg. En ek hoor dit ook al hoe meer. Mense sal dit grappenderwys sê, diplomaties, maar ek tel dit op. Kobus, vir 'n ou man het jy daarom nog baie energie. En ek sien dit ook al duideliker. Die grys hare, die plooie. En so sit ek en staar na die uurglas daar op daai tafel. Want die uurglas as 'n tydsmeganisme toon veel minder genade as 'n horlosie. 'n Horlosie se wysers loop al in die ronde. Dit maak jou nie so pertinent bewus van 'n begin en 'n einde nie. Van jou tyd wat uitloop nie. Maar 'n uurglas doen dit. En so sit ek en staar na die sand in die uurglas en skielik pak die begeerte my, die kompulsie, draai dit om. En ek draai die uurglas terug. En net toe ek dit omswaai, kom die persoon met wie ek 'n afspraak het ingestap en hy vra vir my, wat maak jy? Halfskuldig reageer ek kyk na die uurglas. En vir 'n wyle filosofeer ons oor die hipnotiese effek wat 'n uurglas op 'n mens het. Die waarde van tyd, die brutaliteit van tyd, die genadeloosheid van tyd. Die feit dat elke sekond, minuut, en uur, en dag, en maand, en jaar, so sand deur 'n uurglas se trechter syfer. Dink vir 'n oomblik aan wat met ons gebeur het die afgelope 5 maande. Natuurlik is ons ontwrig en ontkant gevang op baie maniere en natuurlik kon ons aanpas, onsself herposisioneer. Ons is baie vindingryk, maar een van die dinge wat met ons gebeur het, is dat tyd nuwe waarde gekry het. Ten tye van hierdie groot opsluiting, was die horlosie soms heeltemal waardeloos. En ander kere weer, is ons opnuut herinner aan hoe waardevol elke oomblik is. So kom ons kyk nou na ons geleesde gedeeltes. Die skrywers van die brief aan die Efesiërs skryf aan sy mense dat hulle baie versigtig moet wees aangesien die dae vol boosheid is. Hy kon dit net sowel vir my en jou geskryf het, want ons dae is tjok en blok gepak daarmee. En daaroor hoef ons nie nou uit te wy nie. Daar is altyd mense wat kosbare tyd verspil deur bose plannetjies te beraam en ander weer verspil hulle tyd met onverantwoordelike dinge en roekelose optrede. What a waste. En sy aanbeveling is dan, jy benut elke oomblik
Carpe diem. Pluk die dag. Wat tel is nou? Gister is verby en môre moet nog aanbreek. Nou. En dis die oomblik. Dis die enigste werklikheid is nou. Met een van ons besoeke aan Suidoos-Asië het 'n ou monnik vir my gesê, julle westerlinge sukkel om gemaklik in die oomblik te verkeer. Want julle koppe is te besig. Hy het dit monkey mind genoem. Gedagtes wat die heeltyd rondspring soos 'n aapie van een tak na ander een, van een gedagte na 'n volgende een, sonder om die oomblik, die moment te waardeer, die hier, die nou. En dis presies wat die skrywer aan die Efesiërs bedoel met sy uitdrukking, koop die tyd uit. Besef hoe waardevol nou is. Die oomblik ook om die tafel hierna. Prediker weer, haal 'n pendulum uit, in Prediker 3. Een van daai sakhorlosies met 'n kettingkie aan en dan swaai dit so. En dan sê hy, daar's 'n tyd om gebore te word. En daar's 'n tyd om te sterf. En dan's daar tussenin tye. Dit is net so belangrik. Anders is jy leeg. En dis tye wat jy moet volpak. Dis geleenthede. Daar's 'n tyd om te plant, en 'n tyd om plante uit te trek, 'n tyd om te huil, 'n tyd om te lag, tyd om te omhels, tyd om ver te wees van omhelsing af. 'n Tyd om te praat en 'n tyd om stil te bly en te luister. Fyn te luister. Waar te neem. En die oomblik te waardeer. En die tyd uit te koop. Die fokus van vanmôre se tuisnagmaal is tyd. Die waarde van elke oomblik. Spesifiek jou samesyn saam met jou geliefdes daar om die tafel. Dink aan die wonderlike oomblikke wat julle al saam gehad het om daardie tafel. Dink aan hoe die Here jou seën met jou geliefdes, jou gesin. En as jy vanmôre dalk ook alleen is, weet selfs al is jy alleen, is jy nie heeltemal alleen nie. Dis die betekenis van nagmaal. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem en eet hiervan en weet dat elke maaltyd om daardie tafel van jou 'n sakrament is. Dit bevat eintlik iets heiligs. Dit is heilige tyd. Dink aan hoeveel keer daar om jou tafel al gelag en gehuil is. Eet die brood en weet dat Jesus Christus sy liggaam vir jou opgeoffer het. En drink van die wyn en weet dat Christus se bloed vir jou gevloei het tot vergifnis van al jou sondes. Dis 'n teken van sy liefde en sy genade vir jou en vir my. Die nuwe sakrament en die nuwe lewe. Amen.
Here, U wat tyd geskep het, dankie dat U ons 'n tydjie op aarde gun. 'n Tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterf en wonderlike tye tussenin. Leer ons om die tyd uit te koop. En o ja, Here, dankie dat U vir ons tyd inruim, tyd maak. Dat U vir ons soveel tyd het. Leer ons, help ons, dat ons nie al ons tyd selfsugtig op onsself sal spandeer nie, maar ook sal tyd maak vir U en vir ander. Want tyd is liefde en liefde is tyd. En o ja, Here, U herinner ons ook altyd aan dit wat tydloos is, ewig, grensloos, vir alle tye, vir altyd en altyd.